Goeiemôre broeders. Net seker maak kan almal hoor. Daar's hy. Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend enkele afkondigings voor die diens. Ek net verslag doen ons projekter het hulle vir ons laat weet donderdag is in Johannesburg en hulle is besig om te kyk wat die fout daar is. So ons hoop hulle kan dit regmaak, want as hulle dit nie kan herstel nie, is dit ongelukkig groot onkostes vir die gemeentes. So ons moet maar daaraan dink. So ek net verskoning vra vir die mense aan die linkerkant dat die projekter nog steeds nie hier is nie, maar hy behoort in hierdie week behoort hulle daarom vir ons te sê wat die fout is met die projekter. Dan ons kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid onder die diens. By die deure is dit vir die Emeritaats Versorgingsfonds. Ons het DV volgende Saterdag is ook die jaarlikse vergadering van die Emeritaats Versorgingsfonds en ek en diaken Natie Pelser gaan dit bywoon. Dan die Sustentasiefondse se kollekte is volgende Sondag. Herinnering, die Sustentasiefondse is waarmee ons kerke ondersteun waar daar weens omstandighede die woordbediening nie kan voortgaan nie. So dit dan wat ons afkondigings vanoggend voor die erediens betref. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Sing vrolik, hef die stem na bowe. Ons sing vanoggend saam Psalm 33 se eerste vers. Daarna sal ons voortgaan met die wotum en die seëngroet. Daarmee sê ons ook, ons hulp is net in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons antwoord op die groetseën van die Here met Skrifpruiming 12:2. Dit is ook ons geloofsbelijdenis. Ons sing saam vers 1, 2 en 3, waarna ons weer ons sitplekke inneem. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ons staan vir die sing van vers 1, 2 en 3, waarna ons weer ons sitplek inneem. Yeah.
Ons bely dit elke Sondag dat God is almagtig, God is wys en God is getrou. Ons bely dit elke Sondag dat Jesus Christus is ons Here. Ons sing dit ook vanoggend in sy hoogheid, is hy ons Heer. En dan sê ons ook vir mekaar, ons glo dat hy aan die regterhand van God sit, van waaraf hy regeer, tot hy weer kom om as regter die lewendes en die dooies te oordeel. En dit is belangrik dat ons weet wat ons bely wanneer ons dit sê. Daardeur sê ons dit wat God se wil vir ons lewens is wys en reg. Daardeur sê ons die gebooie van die Here Jesus Christus ook, sy opdragte is waaraan ons gehoorsaam moet wees. En dan bely ons ook dat hy weer kom as 'n regter. En 'n regter wat regverdig is, bepaal hom by die wet wat geskryf staan. Dis hoekom ons ook vanoggend na die 10 gebooie luister, na die wet van die Here. En daarin sien ons God se wysheid raak. Daarin sien ons ook die regverdigheid van God raak. Maar belangrik ook die wet waarvolgens die regter eendag sal oordeel. So kom ons luister na die 10 gebooie. Eksodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Ja, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Dis juist die mooi daarvan dat ons klaar kon bely vanoggend dat Jesus Christus kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel, juis omdat hy in ons plek aan hierdie wet voldoen het. In ons plek ook die aanklag, die straf van hierdie wet gedra het. En daarom ons troos ook vanoggend dat ons nou kan saam bely, ek glo in skuldvergewing, weeropstanding van die vlees en 'n lewe in ewige duurte as die dood nie meer sal wees. En dan daardie mooi woorde
Ons glo in die Heilige Gees wat ons uit ons sonde dood gewek het. Kom ons staan en ons sing vers 4 en vers 5 saam, waarna ons saam sal bid. O Here, ons Here, wonderlik is dit nie ook om vanoggend so as broers en susters saam u naam te kan bely nie. Te kan sê ek glo. Ek glo saam met die kerk van alle tye, saam met die gelowiges van alle eeue, dat U ons Vader is, dat Jesus ons verlosser is en die Heilige Gees ons trooster wat ons leer en lei. Daarom wil ons ook vandag sê dat ons U naam wil loof en prys met alles wat in ons is, U heilige naam wil verheerlik. En alles wat ons sê en alles wat ons dink en alles wat ons elke dag doen, wil ons die heerlikheid van U koninkryk verkondig. Wil ons aan U al die eer gee in ons lewens. Daarom is dit ook vanoggend ons gebed, dat U in hierdie erediens ook die blye boodskap van ons verlossing, wat U week na week hier aan ons verkondig, waarvan U ons week na week ook verseker, soos ons dit vanoggend ook kon bely, dat U dit weer sal voed en sal versterk, krag sal gee in elkeen van ons se lewens. Want ons weet, Here, daar soveel dinge in hierdie lewe waaroor ons bekommerd is, soveel dinge waaroor ons hartseer is, soveel dinge waarvoor ons bang is, soveel dinge waaroor ons onseker is, soveel dinge wat ons van ons lewensvreugde wil beroof. En daarom bid ons vandag, en dis ons gebed dat U ons deur die Heilige Gees en deur die verkondiging van die evangelie elke een sal troos. Ek dink in besonder ook aan hulle wat nie hier saam met ons kan wees nie. Weens hulle omstandighede, weens hulle gesondheid, weens hulle ouderdom.
dra elkeen aan u troue Vader sorg op. En ja, ons bid ook vandag. Ons verlang vandag ook na die dag wanneer Jesus Christus weer kom. Want ons weet op daardie dag word al hierdie dinge wat 'n mens van jou vreugde beroof, ook van ons af weggeneem in totaliteit. Daardie dag droog u al die trane af. Maak u al die siektes gesond. Ja, sal ons in ewig leef vanuit die lig wat vanuit u skyn. Daarom bid ons en ons vra dat u ons tot op daardie dag ook genadig sal wees. Sondes vergewe en ons seën met nuwe blydskap en vreugde. Amen. Vanoggend Galasiërs 5 vers 22, die woorde wat ons nou ken, die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde, vreugde. Vanoggend dan die vrug van die Gees is vreugde en een van die gedeeltes in die Bybel waarby 'n mens nooit verby kan kom as jy dink aan vreugde of aan blydskap nie, is Filippense 4 en ons gaan vanoggend na Filippense 4 luister. Dis ook ons kernvers, vers 4 tot 7. Daarna gaan ek vir ons enkele gedeelte lees ook uit hoofstuk 1 van Filippense uit. Maar hier staan geskrywe: wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte waarby ons stil staan en ons gaan vanoggend dit uitmekaar uithaal en na die hele gedeelte kyk. Maar om dit te verstaan en te verstaan wat Paulus hiervan praat, kom ons blaai terug na hoofstuk 1 toe, dan luister ons daarvan na vers 12. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeye is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle wag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verkondig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly en ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou nog, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd
Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Dit dan vanoggend se teksgedeelte. Nou in aansluiting by hierdie tema van vanoggend, die vrug van die Gees is vreugde, sing ons nou ook 'n ander gedeelte uit die Bybel wat ook van vreugde praat. En wat dit eintlik alles wat ons vanoggend gaan hoor eintlik vir ons saamvat in enkele verse, en dit is Habakuk 3 vers 17 tot 19, waar Habakuk sê, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste, kleinvee, alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. En dan verduidelik hy hoekom. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar ratsdierebok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Kom ons staan en ons sing saam Skrifpruiming 14:2, waarna ons sitplekke weer inneem. Vanoggend baie persoonlike vraag waarmee ons ook begin. Vir elkeen van ons, is ons Christendom of ons geloofslewe, ons kerklike lewe vir ons 'n vreugde of 'n las? Is dit vir ons 'n plig of 'n voorreg? Dis baie belangrike vrae hierdie broers en susters. Want dit bepaal op die ou einde die manier hoe jy ook na jou hele lewe gaan kyk en hoe jy gaan leef. Gaan jy terneergedruk, bekommerd, mismoedig en kwaad deur die lewe gaan? Of vind jy vreugde in die wete dat jy aan God behoort? Vind jy vreugde in die wete dat die Here ook jou Here is? Ek vra hierdie vrae, broers en susters, want so leer die Here ons ook in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is vreugde. Die vrug van die Heilige Gees in 'n mens se lewe is vreugde. So dit sê vir ons eintlik al dat blydskap is een van die kenmerke van 'n Christen se lewe of veronderstel om 'n kenmerk van jou lewe te wees.
Trouwens, hoekom sê ons so? Ons praat van die evangelie en ons almal weet evangelie in baie eenvoudige Afrikaans beteken goeie nuus of soos baie mense dit vertaal, die blye boodskap. Om het nog verder te vat, die Here Jesus self. So sien 'n mens as jy Johannes 17 gaan lees. Jesus self wil graag hê dat ons wat hom volg, dat ons ook sy blydskap in al sy volheid sal ontdek en sal hê. So Jesus self wil ook hê jy moet 'n gelukkige mens, 'n blymoedige mens wees. En daarom het hy ook vir jou en my die Heilige Gees gegee. Sodat ons ook blydskap in die Here Jesus sal vind. Dis ook ons eerste punt vir vanoggend, blydskap in die Here Jesus. Paulus sê dit ook, hy sê wees bly in die Here. Nou wat hy daarmee vir ons wil sê is eintlik baie eenvoudig, dat die bron van jou blydskap, die bron van vreugde in jou lewe, moet Jesus Christus self wees. In die gereformeerde wêreld het ons dit pragtig opgesom met die woorde, my enigste troos in lewe en in sterwe. Hoor ons sommer vir Paulus ook, is dat ek aan Jesus Christus behoort. My enigste bron van vreugde, my enigste bron van blydskap is Jesus Christus. Daarom die oproep wat Paulus so belangrik, wees altyd bly in die Here, en dan sê hy, ek herhaal dit, wees bly. Nou moet ons onthou, hierdie is nie 'n opdrag wat hy sommer ligtelik sê nie. So 'n opdrag wat hy lighartig beklemtoon. Want hierdie opdrag kom na ons toe binne in 'n wêreld, kom ons sê dit maar soos dit is, wat vol seer kry is, vol beproewings is, vol ontberings is. 'n Wêreld waarin gelowiges baie keer juis van wie ons geloof, van wie dit wat ons bely in die spervuur sal beland. Dis die mooi van Filippense 4 broers en susters. Dis die mooi van hierdie opdrag wat Paulus hier ook gee. Hy gee die opdrag juis in 'n tyd van sy lewe toe hy self in die spervuur beland het van wie sy geloof. Nou anders as wat die mense graag sal sê, want ons doen dit nogal maklik, as al maklik vir iemand sê, wie is hy om vir ons te kom sê, as dit met hom goed en lekker gaan? Hy gaan nie deur wat ek moet deurgaan nie. So maklik om dit as 'n verskoning te gebruik en te sê, maar moenie vir my kom goeie sê, moenie vir my kom sê ek moet bly wees nie, want jy staan nie in my skoene nie. Dis 'n verskoning wat ons maklik gebruik. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die skoene waarin Paulus gestaan het. Paulus skryf die brief as 'n man wat die seer kry van die lewe ken. Maar wat dit baie belangrik, daardie seer kry en daardie teëspoed deur die geloof in perspektief stel. Sy eie omstandighede en hoe hy dit verwerk het, sien ons baie mooi in hierdie hoofstuk 1 waarna ons vanoggend ook geluister het. Nou, onthou jy wat hy daar gesê het? Hy was 'n gevangene ter wille van Christus en hy was letterlik op daardie stadium toe hy hierdie brief skryf binne in die tronk onder die bewaking van die keiserlike wag omdat hy die evangelie verkondig het. Hy het nie geweet of hy gaan bly lewe en of hulle dalk vir hom die doodstraf gaan gee nie. Hy het nie geweet wat voor lê nie. Maar hy sit daar in die tronk en dan verduidelik hy dit so mooi dat hy sien selfs dit as 'n geleentheid om die evangelie te verkondig.
Hy sien selfs dit as 'n geleentheid om die blydskap wat hy in die Here het, die evangelie van Christus aan mense om hom te verkondig. Hy het besef, dis nie my omstandighede wat die deurslag in my lewe sal gee nie, maar wat ek met daardie omstandighede doen. Nou watter omstandighede hy op moes deurgaan op sy sendingreise, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Hy self het dit in 2 Korintiërs 11 vir ons baie mooi opgesom. Gaan lees gerus as daardie hoofstuk as jy tyd het. Maar luister 'n bietjie, hoe lyk die skoene waarin Paulus gestaan het as 'n apostel van Christus? Daar staan in 2 Korintiërs 11, 5 keer, sê hy, 5 keer het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 39 houe met 'n gesel, broers en susters. 3 maal sê hy vir ons, het ek lyfstraf gekry. En 1 keer is ek selfs gestenig, met klippe gegooi. 3 maal skryf hy daar is hy skipbreek gely, was hy op 'n skip op die see, en daardie skip het gesink onder hom. Hy sê ek het selfs 'n dag en 'n nag op die oop see rondgedryf. En dan vat hy dit verder. As ons dink dis nog nie erg genoeg nie, dan sê hy ek was dikwels op reis in gevaar. Hy sê daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenote en van heidene, gevare in die veld, in die stad en op die see. Dan vertel hy daar van die harde werk wat hy gedoen het. Jy weet, hy was ook 'n tentmaker. Van harde hande arbeid wat hy gedoen het, sodat hy net kon bly lewe. En dan sê hy, daar was harde werk en swaar kry wat daarmee saamgegaan het. Nagte sonder slaap. Dikwels honger en dors, sonder enige skuiling teen die koue. En hier waar hy sit om sy brief te skryf aan die gemeente van Filippi, sit hy in die tronk. 'n verhoor afwagtende ter wille van Christus. Dit, broers en susters, is die lewe van die man wat vir ons sê, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Nou, dit is 'n wonderlike getuienis oor wat dit beteken wanneer die Gees van God in jou is. Paulus sê dit ook, dit sou nie vir hom moontlik gewees het as dit nie vir Christus was nie, as dit nie was vir die Heilige Gees wat Christus vir hom gegee het nie, want die vrug van die Gees is vreugde, is blydskap in die Here. Dis daardie ware geloof, daardie gewisse kennis, daardie vaste vertroue dat ek in lewe en in sterwe, in voorspoed en in teëspoed aan die Here behoort. En dis juist daar waar Paulus in die tronk sit, wat hy getuig van Jesus Christus, wat hy die blye boodskap verkondig aan almal wat kan hoor. En hy sê dit ook, hy sê, dit maak nou nie eintlik saak dat ek hier sit nie, want al is dit vir my sleg, is dit 'n geleentheid om vir die keiserlike wag van die Here te vertel. Van die blydskap wat ek het te vertel. In die swaarste omstandighede en vervolging getuig hy. In die diepste beproewing, in die moeilikste omstandighede en met die grootste teleurstelling, in die heftigste stryd, selfs waar hy die dood in die oë moet kyk, is daar 'n kind van die Here se lewe hierdie, kom ons noem dit maar 'n onblusbare vuur van blydskap in die Here wat vir almal wil vertel van die Here en wat die Here vir my gedoen het. Vreugde wat uitdrukking vind in ons lewenswyse. Na buite, sê Paulus, en belangrik ook na binne in onsself.
Dis juist ons volgende punt daar waar Paulus sê dit gaan oor blydskap na buite. Hy sê wees inskikkelik teenoor ander mense. Nou kan dit broers en susters tot die eer van die Here wees. Dink 'n bietjie daaroor. As sy kinders, as die mense wat in Christus glo, ek en jy vreugdeloos deur die lewe gaan, kan dit goed wees vir ons eie siel om voortdurend in die skaduwee van 'n donker wolk te leef? Kan dit vir ons of vir die wêreld nuttig wees as niks meer vir ons blymoedigheid gee nie? Kom ons vra dit maar, wat kan ons vir ander mense beteken as ons hulle nie kan bemoedig of opwek nie? Dink 'n bietjie daaroor. Klaande, mooi woord, murmurerende mense wat teen alles opsien, vir wie alles altyd te veel is, wat teen alles beswaar maak, wat altyd kritiek lewer, altyd beter weet, vinnig is om te oordeel. Sulke mense se lewe is sonder glans van blydskap. Iemand het dit mooi gesê, hy het gesê, hulle kan nie hulle vreugde met ander deel nie. Niemand kan in die son van hulle lewens gekoester word nie. Niemand kan in die strale van genade van hulle lewe kom leef nie. Nee, sê Paulus, ons moet inskikkelik wees teenoor ander mense. Want die Here, sê hy, is naby. Die vraag is eintlik eenvoudig, wat beteken hierdie inskikkelikheid? Hoe lyk 'n inskiklike mens se lewe sodat die strale van genade uit jou lewe op hulle lewens val, dat jou blydskap ook deel word van hulle lewens? In die eerste plek, inskikkelikheid is nie swakheid nie, dis nie om altyd tweede te kom en terug te staan nie, dis nie om altyd die minste te wees nie. Maar inskikkelikheid se beste beskrywing vind jy in die woord genade. Genade vir ander mense se foute. Genade vir ander mense se oortredinge teenoor jou. Vergifnis vir ander mense. Dan is dit nie net goed vir hulle nie, maar bo alles ook vir jou. Genade omdat jy weet die Here in wie jou blydskap is naby, sê Paulus. En jy wil graag hê dat as die Here kom, dat hy jou en ook ander mense genadig sal wees. En dis juist Paulus openbaar self hierdie inskikkelikheid vir ons in die manier hoe hy sy gevangenskap hanteer. Onthou, hy word daar teen sy sin gevange gehou deur mense en wat doen hy met daardie mense? Hy begin om vir hulle wat hom gevange hou te vertel van die vreugde wat hy in die Here het. Want sê hy, my Here is naby, julle moet dit ook hoor. En dink 'n bietjie aan onsself ook. Wat 'n troos is dit nie vir ons om te hoor die Here is naby. Juist wanneer dit met ons sleg gaan, wanneer ons in moeilike omstandighede is, wanneer dit voel of die wêreld ons druk en asof alles om ons ten gronde gaan. Wat 'n troos is dit nie om te hoor, maar die Here is naby nie. Ja, al bedreig verskriklike goed ons, al raak ons moedeloos, moet ons daardie sorge aan die Here oorlaat. In die wete dat hy wat kom, is die oorwinnaar in die stryd. En dis juist hierdie wete dat Christus die oorwinnaar in die stryd is. Dat Christus, kom ons noem dit maar die heerser oor die konings van die aarde is. Dat Christus aan die regterhand van God sit en daar vir ons intree. Dis hierdie wete wat aan 'n mens blydskap na binne gee. Blydskap na binne, in jouself 'n onbesorgdheid.
Paulus sê dit ook, hy sê wees oor niks besorg nie. Nou kom ons dink net hier waar ons sit aan die goed waaroor ons so maklik besorg raak. Dink 'n bietjie aan konflik by jou huis of by jou werk. Dink 'n bietjie aan probleme by jou werk of dalk werkloosheid. Dink 'n bietjie aan finansiële goed. Siekte, ouderdom, eensaamheid. Om in sulke omstandighede jou sorge in die geloof aan die Here toe te vertrou, is eintlik die wonderlikste ding wat met 'n mens kan gebeur. Want dan kry jy innerlike vrede binne-in wat die woord noem 'n ontaarde wêreld. Want ek weet alles loop op my redding uit. Alles wat met my gebeur, alles wat in die wêreld gebeur, is op pad na een punt toe. En dis my redding. Nou klink dit onmoontlik, broers en susters, hoe kan 'n mens oor niks besorg wees nie? Wat moet ek doen om nie besorg te wees nie? Hoe moet ek hierdie sorge hanteer vandag in my lewe? Paulus sê wat jy moet doen. Hy sê gaan bid. Gaan bid en gaan dra dit aan die Here op, want onthou wat ons aan die begin gehoor het, die enigste bron van ware blydskap is die Here self. En dan sê hy dit so mooi, gaan smeek die Here. Gaan smeek die Here om jou te help, om jou krag te gee om deur hierdie goeters te kom. Maar baie belangrik, dan sê hy ook, gaan dank die Here. Gaan dank die Here in jou gebede. Gaan dank die Here vir wie hy is. Gaan dank die Here vir wat hy al vir jou gedoen het. Gaan dank die Here vir die goed wat hy vandag ook vir jou gegee het. Want dis ons laaste punt wat Paulus ook maak, is dan sal ons deel in die seëninge van die blydskap in die Here. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons hart en ons gedagtes die wag hou in Christus. So wanneer die uitsigloosheid van die wêreld ons wil oorkom, moet ons verby dit kyk en ons verbly in die hoop wat ons in Christus het. Moet ons lewe gaan voed uit die beloftes van die evangelie. En ons ken daardie beloftes. Jesus self sê, onthou, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. En ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus self sê in Johannes 16, hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Hierdie wêreld wat vir jou so verskriklik lyk, hierdie goed wat met jou gebeur, hierdie mense wat 'n Paulus in die tronk toesluit, ek het hulle almal oorwin, almal is onder my mag, sê hy. En dan sê hy dit so mooi, hy sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek wit klere gee. En ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. En watter wonderliker troos is daar nie as dat Jesus self vir die Vader en vir die wêreld en vir die engele sê, maar jy behoort aan hom. En daarom as ons kan afsluit, hoe ons lewenspad lyk, vorentoe weet ons nie. Maar wat ons wel weet is, ons Here Jesus Christus sit aan die regterhand van God. En deur Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Ongeag die moeilike omstandighede, ongeag die seer kry, wat daar nog op ons wag, want dit kom altyd, broers en susters. Ongeag dit kan ons seker wees, dat daar altyd rede tot dankbaarheid is. Altyd rede tot blydskap is. Want dit maak nie saak hoe moeilik dinge nou vir my raak nie. Die blydskap wat ek in die Here het, kan niemand vir my wegvat nie. Die blydskap wat ek in die Here het, kan niemand van my beroof nie.
die blydskap wat ek in die Here het, die vreugde, is die vrug van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons U kan ken as 'n Vader wat U ontferm oor U kinders. Juis omdat U weet waardeur elkeen van ons elke dag moet gaan. Daarom dank ons U ook dat U in ons swakheid, in ons gebrokenheid, in ons sondigheid, juis ook vir ons 'n verlosser gegee het, ons Here Jesus Christus, om vir ons die ware vreugde te kom gee en te verdien. Toe hy aan 'n kruis op Golgotha uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer, ooit weer van U verlate hoef te voel nie. Dankie dat ons gekoop is met die kosbare bloed van Christus, en dat ons troos ook is dat ons in lewe en in sterwe aan Hom behoort. En dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Dat daar nie eers 'n haar van ons kop kan val sonder dat U daarvan weet nie. Dankie vir die Heilige Gees wat U in ons harte uitgestort het, juis ook om vir ons elkeen lewensvreugde te kom gee. Help ons om met blydskap elke dag vir ons Here Jesus Christus te lewe. Ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee Hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys Hom met 'n lofgedig. Kom ons staan, ons sing Psalm 100, al 4 die verse saam, waarna ons liefdegawes sal gee vir die diens van barmhartigheid.
Kom ons staan en dan sing ons saam Psalm 47, juig o volke, juig, handklap en betuig, voor die Heer jul vreug, wees in God verheug. Ons sing saam vers 1 en vers 4 van Psalm 47. Ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend na die diens. Die belangrike vanoggend is vir almal wat die week verjaar. Sint Tannie Elise Pies verjaar en Tannie Annetjie Kronee en oom Willie van der Merwe. Hulle is al drie vanoggend hier. Hulle is onderskeidelik 79, 78 en 82 die week en ons wil vir hulle en vir almal wat die week verjaar ook die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Net so 'n korreksie, Tannie Katrien Broere, Suster Katrien Broere verjaar vandag. So haar naam het ongelukkig uitgeval met die rekenaar. So ons dink net aan haar ook. En dan Tannie Gertjie Buys, daar op die tweede bladsy sal jy sien, word hierdie week 84, Tannie Meisie sal vir haar sê. So ons dink aan hulle wat die week verjaar en ons bid hulle die seën van die Here toe. Dan die tee drink, daar is vanoggend tee en vir die kinders, julle kan hier vorentoe kom vir katekisasie asseblief. En dan volgende Vrydag, eerskomende Vrydag aand, het die susters ook 'n wegneem ete wat hulle beplan. So ons vra asseblief dat ons name ook sal deurgee vir die bestellings voor die 5de Junie, dis Woensdag aand. So eintlik Donderdagoggend. So daar is curry en rys en bazaarpudding wat hulle vir ons voorberei. U is baie welkom om die name deur te gee. Dit dan wat ons afkondigings betref,
daardie kind sê ek vat te lank. So ons kan maar gaan tee drink en katekisasie toe kom.